Neem 'n bietjie sonskyn, oral met jou mee. Dink net altyd positief, met elke tree. Kyk maar oral om jou heen, waar jy ook al gaan. Eendag sal jy alles verstaan, eendag is net om die draai. Daar's altyd iets wat jou dag gelukkig maak. Dag na dag sien jy die mooi dinge raak. Daar's altyd iets waaroor jy kan lag. Soms is dit wel moeilik, maar jy vind dit elke dag. Glimlach net en die wêreld is 'n beter plek, vol wonderlike dinge, dit sal jy wel ontdek. Gee net nooit moed op nie, met lag moet jy nooit stop nie. Eendag sal jy alles verstaan, eendag is net om die draai. Heidi, jy is so 'n liewe kind. Heidi, jy sal jouself wel hier in die berge vind. Hi Barbel, hoe gaan dit? Goed, ek raak nou gewoond aan die dorpie. Hoe was Frankfurt? Baie goed. Heidi, stap so lank vooruit, ek's nou by jou. Goed so, Tannie Dete. Ek stuur 'n ryk familie as huishouser aangestel. Dis wonderlike nuus. Maar wat van Heidi? Dit is hoekom ek Heidi vat om by haar oupa in die berge te gaan bly. Per oupa? Maar jy weet wat 'n ou korrelkop van 'n ou man is hy. Hy praat met niemand as hy na die dorpie toe kom nie. Al die kinders is bang vir hom. Korrelkop of te nie, hy is haar oupa. Ek het lank genoeg na Heidi gekyk, vandat my suster en haar man oorlede is. Dit is nou haar oupa se beurt om sy deel te doen. Kan ek saam met jou boontoe klim? Ek kan nie met al hierdie klere aan hardloop nie. Waar is daai meisiekind? Ek laat haar uit die oog vir 'n oomblik en Heidi, Heidi! Wat dink jy doen jy? Ek het gespeel. Waar is jou klere? Daar's dit. Jy los jou klere op 'n klip. O, Heidi. Peter! Gaan haal Heidi se klere vir my. Ek kan nie. Ek moet die bokke in die berge kry. Ek gee jou 'n penny. Ek sien jy kan nogal vinnig hardloop as jy wil, Peter. Kom ons gaan nou na oupa se huis toe. Sal jy saam met ons stap? Kom, ek moet die bokke nou terugvat na onder. Ek kan met die bokke op pad soontoe speel. Hier, trek eers jou klere aan. Ek gaan dit definitief nie dra nie. Onthou nou wat ek jou vertel het van jou oupa. Goed, Tannie Dete. Daar sy. Hallo oupa, ek is Heidi. Ek kom by oupa bly. Ons sal sien, verduidelik dit.
Môre oom, ek het Heidi gebring om by jou te kom bly. Ek het haar 5 jaar gehad en haar opgepas. Dis nou oom se beurt om na die kind om te sien. My beurt. Hi Pieter, vat jou bokke op in die berge en vat sommer myne saam. Toe hoor jy my? Nee, ek weet niks van kinders af nie. In elk geval, sy sal by jou moet bly. As jy haar nie wil hê nie, sal jy maar 'n plan moet maak. Sy's nou jou verantwoordelikheid. Moenie vir my sê wat om te doen nie en moenie vir my sê hoe ek my lewe moet lei nie. Maak nou lief wegkom en moenie weer terugkom nie. Totsiens dan. En totsiens aan jou, Heidi. Kyk mooi na jouself. Kan ek 'n bietjie rondkyk, oupa? Nee, ja, maak dan net soos jy goed dink. Wow, dit klink of die bome vir my sing. Ek wonder of hulle kan praat ook. En toe, Kan ek die binnekant van jou huis sien? kom dan. Dis 'n baie mooi huis, maar hier is net een bed. Waar gaan oupa dan slaap? Ek? Hoekom? Dit is my bed. O, en waar gaan ek slaap? Slaap net waar jy wil. Ek dink ek gaan daar bo slaap. Oupa, Hier. kom kyk, ek het vir my 'n bed gemaak. Dit gaan nie 'n lekker bed wees sonder die nie. Daar, nou is jou bed opgemaak. Ek dink ons moet nou eers iets eet. Dankie, oupa, maar oupa het 'n stoel nodig. Dis goed so. Eet jou kos. Dis die lekkerste melk wat ek nog gehad het. Kry nog. Na ete sal ek vir jou 'n hoë stoeltjie bou om op te sit. Hoe het oupa geweet dat Pieter nou met die bokke sou afkom? Hy bring hulle altyd hiernatoe, al die bokke, die tyd van die dag. Pieter, kom hier, kom ons speel. Hy's te besig om te speel. Te besig om te speel. Ek weet dit is onverstaanbaar vir jou, maar hy moet eers sy werk doen en dan die bokke terugneem na dorp toe. Is altyd die bokke onsin? Onsin. Ja, hulle is. Die bruin een is Little Bear en hierdie is Little Swan. Kan ek met hulle speel? Dis nou laat. Môre sal jy baie tyd hê om met hulle te speel. Toe julle twee, weg is julle na die skuur en vir jou bed toe. Goeienag, Little Bear. Goeienag, Little Swan. Goeienag, oupa. Goeienag, Heidi. Lekker droom, oupa. Heidi, jy's nie klaar met jou ontbyt nie. Maar Pieter is hier met die bokke. En ek moet hulle sien. Hulle is so groot plesier. Pieter, jy's so gelukkig om so baie vriende om jou te hê. Vriende. Jessie. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Die berge is so Groot. pragtig. Ek het regtig nog nie so daarna gekyk nie, maar jy's reg. Hulle is pragtig. Wil jy vandag saam met Pieter berge opgaan? Daarbo, regtig. Solank jy net by Pieter bly. Ek sal, ek beloof. Pieter, hier is middagete vir jou en Heidi. Hierdie is nie 'n middagete nie.
Dis 'n fees. Werk dan vir jou fees, deur 'n oogie oor Heidi te hou. Maak seker dat sy nie wegdwaal en te naby aan die hange kom nie. Jy kan op my reken. Kom aan Heidi, die pragtige berge wag vir ons. Ek het nie geweet daar's so baie blomme in die hele wêreld nie. Die bokke weet hoe om hulle self te geniet. Hoekom sal hulle nie? Hulle het al hierdie kos om te eet en al hierdie berge om in te speel. Wat is dit? Dis een van die bokke. Haar mamma is gister verkoop. Ek dink sy huil. Sy mis haar seker. Ag, die arme ou dingetjie. Wat is haar naam? Haar naam is Peppermint. Waar gaan jy nou heen? Kom, laat ons eet. Ek is honger. Eet jy maar solank ek is nou terug. Ag asseblief moenie huil. Asseblief moenie huil nie, dit sal beter gaan. As ek jou vriendin is, sal jy dan beter voel. O ja, ons gaan baie goeie maats wees, die beste maats. Peter, word wakker. Dis Little Swan. Little Swan, stop! O nee, oupa se bok. Nee! Jou onnozele bok. Ek dacht jy weet van beter as dit. O nee. Heidi, los my. Maar jy sal oor die afgrond val. Kom nou, Little Swan, jy moet help. Simpel bok. Jou simpel bok. Moenie so lelik wees nie. Kan jy nie sien hoe bang is hy nie? Nou goed dan. Gaan terug na die trop. Ek dink ek moet vir jou dankie sê. As jy my nie wakker gemaak het nie, sou ek nie gesien het hoe Little Swan amper oor die hang geval het nie. Dankie. Peter, kyk daai voël. Dis 'n lammervanger. Kom ons volg hom. Jy kan nie, hy bly hoog in die berge. Selfs die bokke kan nie daar kom nie. Hoekom klink hy so? Wie weet? Kom, ek moet die bokke nou terugvat na onder. Ons moet gaan. Die berge is aan die brand. Heidi, jy is partykeer so laf, weet jy. Dis net die sonsondergang, jong. Jy bedoel, dit lyk elke aand so. So te sê, Ek wens ek kan hier bly vir ewig. jy sal vries as jy dit doen. Kom nou. Oupa, ons het die wonderlikste dag gehad. Ek het 'n vallei met baie blomme gesien en 'n lammervanger. Die berge het gelyk asof hulle aan die brand is. Aan die brand, né? Oupa, dis die pragtigste plek wat ek nog gesien het. Kan ek asseblief môre weer gaan? Ek kan nie sien hoekom nie. O, jippie! Oupa, hoekom maak die lammervanger so snaakse geluid? Die voël doen dit om die mense te terg wat so beknop in die stad bly. Hy weet hoe lekker die lewe hierbo in die berg is en dat die stadsmense dwaas is om te bly soos hulle bly. Weet oupa wat? Ek dink die lammervanger is reg. Ek dink ook so. Alles is hier wat ek ooit wil hê. Almal wat ek liefhet, naby my wil hê. Tyd vir praat en werk en speel, my lewe hier met ander te deel. Dis my huis, hier's my huis, hier voel ek so tuis, hier gee mense vir my om. Hou gee vir my, hier
is altyd blou, die bome altyd groen. Alles wat jy sou wou, sal jy hier kan doen. Saam kan ons altyd soveel dinge vermag. En al is dit soms moeilik, later daaroor lag. Hier's my huis, hier voel ek so tuis, hier gee mense vir my om. Hou gee vir my, hier is oral net blomme waar jy kyk. Dus hoe dit dan in die lente lyk. Elke liewe aand wil ek opnuut weer dankie sê. Vir al die seëninge, meer kan ek nie wou hê. Hier's my huis, hier voel ek so tuis, hier gee mense vir my om. Hou gee vir my, hier is oral net blomme waar jy kyk. Dis hoe dit dan in die lente lyk. Dis mos my huis. Heidi! Heidi! Hi, Pieter, waar was jy gewees? Ek het skool toe gegaan. Dit moes pret gewees het. Ek weet jou, dis baie lekker om met al die kinders te speel. Ek verkies dit om saam met my bokke te wees. Jou bokke gaan verkleim as jy hulle nou berg opvat. Kom binne, Peter. Kom kry ontbyt. Ek sal nooit kos weier nie. Nog so jonk, maar al so wys. Ek is bly ek hoef nie elke dag vir jou kos te gee nie. O, my ouma het gevra of jy een middagete by ons wil kom kuier. Ons het nie veel nie, maar Kom ons gaan sommer nou. nou, Wel, hoe lyk dit vir môre? môre sal reg wees. Ek kan nie wag nie. Is dit al môre? Ons moet nog eers deur vanaand kom. Jy weet, Heidi, dis dalk nie 'n goeie plan nie. Ek kom nie klaar met mense nie en mense kom ook nie klaar met my nie. Maar jy kom tog klaar met my en Pieter? Wel, ek sal jou onder toe vat. Dan kan jy daar kuier. Ek sal jou weer skemer kom haal. Goed so, oupa. Hou vas. Is dit nie pret nie? Onthou nou, ek sal jou voor donker kom haal. Goed, oupa. En dankie. Wie's daar? Dis ek, Heidi. Pieter het gesê ouma het my genooi vir middagete. En ek, Ja, jy sê ook Pieter my van vertel het. Al kom nader my liewe ou dingetjie. Ag, maar jy's darm klein. Het jy Stoksie alleenig van die berge afgekom? nee, my oupa het my gebring. Is hy hier? Nee, maar kan ouma nie sien hy's nie hier nie? Nee, my hart. Ek kan niks sien nie. Geen wonder. Dis donker hier binne. Ek sal die gordyne Dit oopmaak. gaan niks help nie, Heidi. Ek sal nog steeds niks kan sien nie. Wat van as ek 'n paar kersse aansteek? Ja, jy sal al die kersse in die wêreld aansteek. Ek sal nog steeds nie kan sien nie. Ek is blind, Heidi. Bedoel ouma sou nooit ooit weer kan sien nie. Ek sien op 'n ander manier. Wanneer ek 'n goeie woord hoor, dan sien ek 'n pragtige lig, 'n vriendelike hand voel soos 'n warm gloed van die goue son. Wel dan, 'n drukkie en 'n goeie woord is wat ouma elke dag gaan kry. Dankie, Heidi.
Oupa, môre moet ons terugkom hiernatoe en oupa moet asseblief gereedskap saambring. Heidi, waarvan praat jy? Wel, Pieter se ouma het vir my gesê sy kan nie slaap in die nag nie, want die hoortjies raas te veel. Die dak het gate in en die wind huil deur die rame. Maar dis nie ons huis nie. Asseblief, groot asseblief, oupa, ons moet haar help. Op pad hierheen het iets vir my gesê, ek gaan nog les opsê. Oupa bedoel, oupa sal dit Ek doen. veronderstel ek kan. Ek sal môre begin. Dit is so pragtig. Dis sê dit elke lente vir die afgelope 3 jaar. Maar oupa moet kom, dis regtig waar. O nee, lyk my ons kry geselskap. Is dit tog nie Heidi nie? My genade, jy lyk goed. Onthou jy nog jou tante Dete? Ja, tannie Dete. Oom, ek moet sê, jy het baie mooi na die kind gekyk. Die berge akkordeer met haar. Ek bring goeie nuus vandag vir albei van julle. Ek het 'n huis vir Heidi gekry. 'n Vriendin van die vrou vir wie ek werk het 'n kind wat die geselskap van 'n ander kind nodig het. En natuurlik het ek dadelik aan Heidi gedink. Maar dit is my huis hierdie. Hulle bly in 'n baie mooi huis in Frankfurt en dit sal baie goed wees. En geen twyfel. Natuurlik baie goed vir jou. Hoeveel betaal hulle jou nog aan? Jy het ook niks verander nie. Nie terwyl Heidi kom saam met my. Sy bly net hier. Sy kom saam met my. Dit is tyd dat sy leer hoe om te lees en te skryf. En sy gaan dit definitief nie hierbo tussen 'n klomp bokke doen nie. Ek weet wat goed is vir Heidi. Moet my nie dwing om hof toe te gaan nie, oom. Ek het die papiere wat wys dat ek haar wettige voog is. Jy het my dit nie vertel toe jy haar hier by my gelaat het nie. En jy het daarop aangedring dat ek haar moet vat. Alleenlik totdat ek vir haar 'n permanente huis kan kry. Nou het ek en nou gaan ek haar vat, tensy jy die polisie hierby wil betrek. Vat haar. Vat haar en gee pad van my berg af. Nee, wag, laat hom gaan. Kom saam met my, Heidi. Nee, ek sal nie. Ek wil nie hier bly nie. Het jy hom nie gehoor nie? Hy wil ons nie hier hê nie. Oupa het net so gesê omdat tannie hom kwaad gemaak het. Heidi, luister na my. Dit is vir jou eie beswil. Gaan kry jou goed. Ons het 'n trein om te haal. Juffrou Rottenmeier, is sy nog hier nie? Ek is seker hulle sal nou enige oomblik hier wees. Goeiedag. Wat kan ek doen vir u? Ek is hier om die dogter Heidi aan juffrou Rottenmeier af te gee. Goed, so julle kan maar deurkom. Ons verwag julle. So, dit is die kind. Ja, haar naam is Heidi. Goed so, Heidi. Jy sal mevrou Seseman se gesellin wees. Jy sal saam met Clara studeer en vir haar stories lees Maar ek kan nie lees nie. Wat? Ons ooreenkoms was 'n kind wat kan lees en Clara kan vermaak. U het niks gesê dat sy moet kan lees nie. En vermaak, u sal haar vermakerheid goed genoeg vind. Ek los haar nou in u hande. Net 'n oomblik, Dete, ek het nog iets om vir jou te sê. Hallo, ek's Heidi. Dis 'n mooi naam. My naam is Clara. Jammer ek kan nie lees nie. Ek het in die berge gewoon en daar was dit nie nodig nie. Die berge. Het jy in die berge gewoon? Het jy enige tiers of leeu's gesien? Nee, net bokke. Moenie bekommerd wees omdat jy nie kan lees nie. My leermeester sal daarvoor sorg. Hy praat baie, maar hy sal jou leer om te lees. Ek hoop so, ek sal baie daarvan hou. Laat ons nie vandag daaraan dink nie. Dis jou eerste dag hier. Jy is seker baie honger. Ek is nogal, ek kan sommer 5 koppies van Little Swan se melk drink. Little Swan. Little Swan is een van my oupa se melkbokke. Sy maak die soetste melk wat jy nog ooit geproe het. Ek sal jou alles van haar vertel. Oupa? Ek het amper vergeet. Ek is nie by die huis nie.
berge. Hier is niks om te sien behalwe huise nie. Miskien as ek die vensters oopmaak en uitkyk, kan ek die berge sien. Ek wens ek kan nie buite lig inasem. Nou, wat 'n plek het tante Deet my gebring? Sebastian, mag ek asseblief nog 'n rolletjie kry? Vat nog 'n rolletjie, Heidi. Jy het nie nodig om te vra nie. Maar oupa sê mens moet altyd eers mooi vra. Wel, hy is nie hier nie. Ek is en in die toekoms sal jy betyds ontbyt toe kom. Jy neem 'n volle 20 minute om aan te trek en af te kom na die tafel. Juffrou Rottenmeier, jy het vergeet. Vergeet? Wat? Asseblief, jy het vergeet om te sê asseblief. Heidi is reg, ek het dit ook nie gehoor nie. Het jy, Sebastian? Ek het nie. Wel, ek het nodig om met die kok te praat. Jy is heeltemal reg, Heidi. Goeie maniere is baie belangrik. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Hoe het jy laas nou geslaap, Heidi? Die bed het lekker geslaap, maar die venster in my kamer wou nie oop nie. Vra vir Sebastian, hy sal hom vir jou oopmaak. Dit moet seker vir jou baie anders wees as jou eie huis. Vertel my van Switserland. Ek weet jy het in die berge gebly. Jy kan jou dit nie voorstel nie. Die dennebome fluit vir my as die wind deur hulle waai en elke dag gaan ek af in die vallei saam met Peter en sy bokke en ek pluk blomme en die berge word rooi as die son ondergaan. Dit klink asemrowend. O, dit is. Maar waar gaan jy nou heen? Ek wil jou iets wys wat my so lank geneem het om na die ontbyttafel te kom. Stel jou voor, die kok vra vir my of hierdie meisiekind enige voorkeure in kos het. Dis 'n goeie gebaar, sal ek sê. Goeie gebaar se voet. Die kind sal eet wat sy kry en basta. Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Kom hier. Monsters, ons het monsters in die huis. Dis nie monsters nie, Juffrou Rottenmeier, dit is net kykies. Dit is diere en diere hoor in 'n dieretuin of in die wildernis waar ek dink jy definitief ook hoor. Maar hulle kan niks doen nie, Juffrou Rottenmeier. Mag ek hulle maar hou? Ek sal sê nee, wie weet wat se siektes hulle mag hê. Sebastian van die ongedientes en gooi hulle in die straat. Op aarde kon hulle nie huis kom. Ek het hulle laat inkom, Juffrou Rottenmeier. Het jy hulle die huis ingebring? Ek het die gemel buite my venster gehoor. Ek het afgehardloop onder toe en hulle gaan haal en hulle toe my kamer geneem. Dis hoekom ek laat is vir ontbyt. Dit is nou absoluut die einde. Sebastian, nadat jy van die diere ontslaag geraak het, neem asseblief vir Clara na haar kamer. Maar sy dan soveel pret. Jy het genoeg pret vir een dag gehad. En Heidi, ek verwag dat jy die hele dag in jou kamer sal bly. Dit is nadat jy hierdie gemors skoon gemaak het. Moenie bekommerd wees nie, ek sal die katjies hou. Miskien as meneer Sesseman kom, sal ek kom oreed om die katjies vir Clara te hou. O, dankie Sebastian. Hulle is darem maar oulike goetjies, is hulle nie? Ek het vader so baie gemis. En ek jou, Clara. My tyd by die huis is kort. Môre moet ek vir sake Parys toe gaan. Maar ek het 'n paar verrassings vir jou. So, laat ons die beste van die dag maak. Meneer Sesseman, daar's groot dringendheid wat ek met u moet bespreek. Maar laat ek eers hierdie jong dame ontmoet. So jy is die dogter wat hiernatoe gebring is vir my Clara as geselskap. Geselskap? Ek dog ons is net maats. Ja, dis reg, vader. Ons is maats. Wel, dan is dit maats. Dit is presies waaroor ek met u wil praat, meneer. Privaat praat. Ja. Ek sal net 'n klein rukkie wees, my skat. Nou, wat is dit, Juffrou Rottenmeier? Meneer, ek het 'n vreeslike fout begaan met die dogter. Sy kan nie lees nie en sy's 'n baie slegte invloed op jou dogter. Regtig? Op watter manier?
Sy is lomp, sy gedraar swak. Die ander dag het ek hulle hysteries oorlag en dit maak Clara te opgewonde. Ek stel voor die stuur die meisiekind vanaand nog huis toe. Dit klink vir my of dit net is wat Clara nodig het. Waarheen gaan u? Om met my dogter te praat. So Clara, hoe gaan dit met jou? Goed, vader. Ek het nog nooit so baie pret in my lewe gehad nie. Heidi en ek lag en speel en sy vertel my alle soorte stories. Sy is die beste maat wat enige een kan hê. Vir my ook, Clara. Dan sit afgehandel. Heidi kan hier bly so lank as wat sy wil. Bedoel vader dit? Juffrou Rottenmeier, van vandag af sal Heidi op dieselfde wyse as my dogter behandel word. En sien toe dat sy nuwe klere kry, gehoor? Moenie vergeet om asseblief te sê nie. Asseblief, Juffrou Rottenmeier. O, en so terloops, Clara se ouma kom oor 2 dae kuier en dan gaan sy... Ouma, kom ouma hiernatoe. Clara, ek het vir jou gesê ek het 'n paar verrassings vir jou. Heidi, my ouma kom. Jy sal van haar hou, ek weet jy sal. Juffrou Rottenmeier, en die laaste ding is, ons het 2 nuwe inwoners in die huis. Dit is 2 katjies. Jy mag maar nuwe klere hê en meneer Seseman mag maar sê ek moet jou dieselfde behandel as sy dogter. Maar onthou net, jy is mevrou Seseman se kleindogter nie. Ja, ek is nie juffrou Rottenmeier. Jy spreek haar nie aan as 'n ouma nie, jy spreek haar aan as waardige dame. Goed, juffrou Rottenmeier. Goed, ons verstaan mekaar. Mevrou Seseman, wat 'n groot plesier om u weer hier te sien. Dit is baie mooi van jou, Sebastian. Nou waar is daai kleindogter van my? Hier is ek, ouma. Natuurlik is jy. Jy lyk goed, mevrou Seseman. Ek lyk soos 'n ou vrou Rottenmeier, want dit is presies wat ek is. Maar niks nie. Ek wil met my kleindogter praat. Ouma, ek wil hê ouma moet my vriendin ontmoet, Heidi. Dis goed om jou te ontmoet, Heidi. Dis ook goed om u te ontmoet, waardige dame. Waardige dame. Daar kan net een persoon wees wat gesê het dat jy my so moet noem. Kom nou, Rottenmeier, erken. Wel, ek het net gedink dat die kind jy moet aanspreek met die respek wat jy verdien. En ek is so dankbaar daarvoor. Maar Heidi, jy moet my asseblief ouma noem. Ek kan sien ek word nie hier benodig nie, so ek sê maar goeienag. Ek erken ek is verbaas, mevrou Seseman, ek het nooit gedink die kind sal kan leer lees nie. Jou probleem, Rottenmeier, is jy glo nie in mense nie. Ek glo enige iemand kan enige iets doen as hy net hard genoeg probeer. Miskien kan ons jou selfs leer glimlag. Sien, is nie so moeilik nie. Ek kan jou laat beter voel, jy weet wat ek bedoel. Ek kan jou laat lag as jy hartseer voel op 'n dag. Ek kan jou opbeur as dinge nie na jou sin wil gaan. Dan gaan loop ons eers deur die land. Ons is vriendinetjies, ons deel met mekaar allerhande ou dingetjies, van alles en nog wat, want ons is maats, vir altyd beste maats. Ek sal altyd aan jou dink alles ek ook hoe ver. Ek wil hê dat jy moet weet ek sal hier by jou bly. Vir jou sal ek nooit ooit vergeet nie, nooit nie, nooit, want ons is maats, vir altyd beste maats. Ons is vriendinetjies, ons deel met mekaar allerhande ou dingetjies, van
is maats, vir altyd beste maats. Gelukkige verjaardag, Heidi. Jy moet die kersies uitblaas. Sebastian is reg, maar jy moet eers wens, dan as jy jou oë toemaak en al die kersies met een slag doodblaas, sal jou wens waar word. Sal my wense regtig waar word? Ek is seker daarvan. Wat is dit? Maak oop en vind uit. Gelukkige verjaardag, Heidi. Jy was so 'n goeie vriendin vir my. Ek wil jou iets baie spesiaals gee. 'n Treinkaartjie na Switserland. Dis wat jy die graagste wou gehad het, om huis toe te gaan na jou oupa toe. Maar wie gaan dan jou vriendin wees? O, Heidi, jy sal altyd my vriendin wees. Heidi, die dokters het besluit Clara is sterk genoeg om na 'n spesiale skool te gaan, om saam met die ander kinders te wees. En ek is seker dis die rede hoekom sy sterker is, as gevolg van jou. Heidi, jy het so baie vir my gedoen. Ek wou iets spesiaals vir jou ook doen. Maar jy sal vir my kom kuier, sal jy nie? Heidi, natuurlik. Clara, hierdie klere wat jy vir my gegee het, is so pragtig. Ek is bly jy hou daarvan. Dink aan my as jy dit dra. O, Clara, ek sal jou nooit vergeet nie. Ek weet jy moet gaan, maar ek gaan jou so verskriklik mis. Ek gaan jou ook baie mis, maar jy moet vir my kom kuier. As die lente kom, sal ouma my vat om jou te sien. O, jy sal so baie van die berge hou en ook van oupa. Heidi. My Heidi. O, ek het oupa so baie gemis. Ja, en ek ook. Gesê nie, oupa. Hoekom is hy dan so kwaad? Hy's nie kwaad nie. Hy's jaloers. Hy het 'n vriendskap met jou gehad vir baie jare. Ek dink hy's bang jy hou meer van Clara as van hom. Maar dis sommer lawwigheid. Hulle is mos albei my vriende. Laf of nie, ek dink dit is hoe hy voel. Ons het besoekers. Clara! Ouma! Dit is werklik 'n wonderlike plek. Heidi was reg. Dis net so mooi soos wat sy dit beskryf het. En jy is ook alles wat sy gesê het jy is. Sy's 'n baie gelukkige kind om 'n oupa soos jy te hê. Nee, ek is die gelukkige een. Inderdaad, jy is. Ons het 'n wonderlike tyd gehad. Maar ongelukkig moet ons nou gaan. Ag ouma, kan ons nie nog 'n rukkie bly nie? Die dag het so vinnig omgegaan. Ja, asseblief ouma, ek wil nie hê my beste vriendin moet nou al gaan nie. Dan kan sy maar bly, ja. Wat? Ek het met jou oupa gereël dat Clara hier by jou mag kuier vir 'n paar weke, terwyl ek onder in die dorp bly. O, dit is natuurlik as jy wil. As
jy my vra, beteken dit ja. Pieter! Wat het jy gedoen? Ek is bevrees ek het geen keuse nie, Clara. Ek sal daarvan hou dat jy moet bly, maar Sonder my rolstoel kan ek nêrens kom nie. ek sal onder na die dorpie gaan en jou ouma gaan haal. Ek wil nog so graag vir Clara die weiland en die berge gaan wys hê. Ek het al die pad hiernatoe gekom om dit te sien. Nou kan ek nie. Ja, jy kan. Ek gaan julle twee hier bo in die weiland los. Dan gaan ek Clara se ouma haal. Gelukkig gaan julle 'n paar ure hier bo spandeer. Ek sal nie lank wees nie. Geniet julle self. Solank as wat ek lewe sal ek nooit hierdie dag vergeet nie. Jy's heeltemal reg, Heidi. Dis die mooiste plek in die hele wêreld. Die grasland is selfs nog mooier en vol blomme. Ek wens ek kan dit sien. Miskien kan jy dit nie sien nie, maar ek kan die blomme na jou toe bring. Ek's nou terug. Pieter, hoe kan jy selfs met Clara praat na wat jy gedoen het? Maar Hoe kon jy haar rolstoel sommer net so gebreek het? Hy het dit gedoen omdat hy van jou hou, Heidi. Hy was bang julle sal nie vriende bly nie omdat ek hier is. Regtig? Jou bokke het meer verstand as wat jy het. Ek het hom vergewe, Heidi. Kan jy? ek sal enigiets doen om daarvoor op te maak. Enige iets. Enigiets. Goed, jy kan my help om vir Clara in die grasland te kry. Ons gaan soontoe. Heidi, ek dink nie so nie. Ons kan dit doen. Sit jou een arm om my skouer en die ander een om Pieter. Kan dit nie doen nie. Jy kan, jy moet probeer, Clara. Ek sal maar. Hou op sê maar en glo. Onthou wat ouma sê. As jy glo, is enige iets moontlik. Ek loop. Ek kry dit reg. Ek loop reg. Ja, jy loop, Clara. Nou wag vir ons. Ek verstaan dit nie. Dis net hier waar ek hulle gelos het. Maar waar kan hulle wees? Ek weet nie. Tensy nee, sy kan nie. Hulle kan nie. Wag vir my. Kyk, sy loop. My Clara loop so ver. Ouma Clara. Dis regtig die mooiste plek in die hele wêreld.